Welkom by Pretoria FM se mediese gesprek. Wêreldwyd op 10 Mei word die jaarlikse Beweging vir Gesondheidsdag gevier. En fisioterapeute gebruik veral hierdie dag om mense aan te moedig om meer aktief te wees. Heerlik om vir Bianca Skuman by ons te verwelkom. Sy is 'n provinsiale komitee lid vir die Vereniging van Fisioterapeute in Suid-Afrika. Goeiedag Bianca, baie welkom. Goeiedag Sarina, baie dankie. Dit is vandag 'n groot voorreg vir my om hier te kan wees en 'n bietjie met jou te kan gesels. Wêreldbeweging vir Gesondheidsdag. Ek dink die naam sê reeds alles, maar jy werk elke dag met mense wat sukkel om te beweeg. Wat is jou ervaring? Hoekom is beweging so belangrik vir mense? Sarina, dis regtig waar dat beweging hou net soveel voordele vir ons in. Dit kan help om jou energievlakke op te bring, dit kan jou stresvlakke verminder en dit kan selfs help om kroniese kondisies te voorkom soos byvoorbeeld hoë bloeddruk of diabetes, maar een van die grootste en belangrikste redes hoekom dit regtig so belangrik is vir ons om te beweeg, is omdat ons liggame gemaak is om te beweeg. Ons is nie gemaak om net in een posisie te sit vir die hele dag lank nie, so dit is regtig belangrik om seker te maak dat jy genoeg beweging inbring, sodat jy jou liggaam as 'n geheel en optimaal gesond kan hou. Jy sê nou genoeg beweging, maar hoe definieer 'n mens genoeg beweging? As mens nou van die bank af opstaan na die televisie toe, is dit genoeg beweging? Kan 'n mens dit omskakel in ure per dag, per week, per maand? So volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie word dit aanbeveel dat mense ten minste vir 150 minute per week beweeg of oefen. Nou dit hoef nie, dit kom so neer op so 30 minute per dag, 5 keer 'n week. Dit hoef werklik nie 30 minute aan een te wees nie. Jy kan dit opbreek in korter sessies, 10 minute 3 keer per dag. Dit is belangrik dat jy na jou eie liggaam luister en selfs klein bewegings wat jy doen deur die dag kan 'n groot verskil maak op jou gesondheid. En ek is so bly ons praat van beweging in plaas van net oefening, want daar is tog 'n verskil. Die twee hou baie verband, maar daar's tog 'n verskil, nie waar nie? Dit is so, want oefen sal mense nou baie gelyk stel aan, so sê nou maar om gym toe te gaan of om 'n spesifieke tyd uit te sit vir gaan draf of om 'n oefening te doen. Waar beweging is eintlik net, soos ek genoem het, jy wil net hê jou liggaam moet gesond bly vir jou algehele daaglikse aktiwiteite. So beweging hoef nie streng gesproke, dit kan oefening wees, maar dit kan ook wees om te gaan stap met jou hond of om net aktiewe speletjies te speel saam met jou kinders of jou troeteldiere, om selfs te dans terwyl jy jou huis skoonmaak of terwyl jy kos maak. En selfs soos veral mense wat nou heeldag by die werk sit en by 'n rekenaar is, om net op te staan, dit word voorgestel dat jy elke 30 tot 60 minute net 'n bietjie opstaan, beweeg vir 2 minute lank. Dit kan wees, jy gaan loop, dit gaan vir jouself 'n bietjie water te kry, of jy, in plaas van om te sit en 'n oproep te neem, stap jy in jou kantoor rond of op en af, terwyl jy op die oproep neem. Bianca het eintlik reeds daarna verwys, maar ek wil graag bietjie stil staan by die punt. Watter ander voordele hou beweging en oefening vir 'n mens in? Okay, so daar ek soos ek genoem het, daar is ongelooflik baie voordele. Een van die groot dinge wat oefening regtig so voordelig maak of beweging is ook dat dit jou gemoedsvlakke kan beter maak. So dit is omdat wanneer ons beweeg of wanneer ons oefen, skei ons liggaam, dit is ons sogenaamde voelgoedhormone af. So dis gevind dat selfs 1 minuut van kardiovaskulêre oefening of beweging kan hierdie hormone laat vrygestel word in jou liggaam. En dis hoekom mense wat gereeld aktief is en beweeg, meer gelukkig is, minder verlaagde stresvlakke het en net oor die algemeen beter voel. Wel, as ek nou 'n staaltjie uit my eie lewe kan deel, ek het so 'n paar weke gelede geweldige werkstres beleef en ek het heeltyd gevoel ek kom net nie bo uit nie, en ek sê vir my man, vandat ek meer aktief begin oefen het, al is dit net 2 of 3 keer 'n week, voel ek asof ek makliker hierdie werkspanning kan verwerk. So kan maar net getuig van wat jy sê, dis absoluut die waarheid. Ja. Jy het nou verwys na kardiovaskulêre oefening, ek weet party mense redeneer dis die beste tipe oefeninge, ander sal weer sê strekoefeninge of versterkingsoefeninge is die beste. Jy as fisioterapeut, watter oefening of beweging aldans sou jy aanbeveel vir mense vir hulle gesondheid? So dis regtig vir alle tipes oefeninge is voordelig. En dit sou eintlik wees om net 'n balans te vind
tussen die verskillende tipes oefeninge. So waar kardiovaskulêre oefening regtig baie goed is vir jou hart- en longgesondheid, is versterkingsoefeninge weer regtig baie goed vir jou spiersterkte en jou beengesondheid. En dan selfs om oefeninge soos mobiliteitsoefeninge of balansoefeninge in te bring, veral soos wat jy ouer word, sodat dit ook soos jou valrisiko en so kan verminder. So die groot geheim is eintlik net om 'n balans te vind tussen verskillende tipes oefeninge, sodat jou liggaam as 'n geheel kan funksioneer en optimaal kan funksioneer, en dat jy op alle areas fokus om jouself gesond te hou. En volgens navorsing, hoe gereeld moet 'n mens beweeg om al hierdie voordelige eienskappe van beweging te beleef? So, soos wat ek ook bietjie vroeër genoem het, dit kan so 150 minute per week wees wat jy beweeg. So dit kom neer op so 30 minute per dag vir 5 dae 'n week, maar regtig waar jy kan dit opbreek in baie kort sessies, en dit kom eintlik daarop neer dat enige oefening is beter as niks, en om net te begin, al stel jy vir jouself 'n doelwit en sê vandag gaan ek vir 10 minute net 'n bietjie beweeg, of ek gaan 'n punt daarvan maak dat wanneer ek by die werk is en wanneer ek sit, gaan ek elke 30 minute tot 60 minute opstaan en net 'n bietjie beweeg, sodat ek nie vir te lang ure in een posisie sit nie. So dit begin, stel klein doelwitte, begin net, en dan soos wat jy sterker word, kan jy al hoe meer begin beweeg, en dan kan jy selfs in 'n oefenprogram en so begin ingaan. En dit bring my dan by my volgende vraag. Mense kla dikwels dat hulle nie genoeg tyd het om te oefen nie. So wat kan 'n mens doen prakties as jy regtig gedruk is vir tyd, maar jy wil graag meer beweging in jou daaglikse lewe inbring? So, soos wat ek genoem het, bring dit in jou alledaagse aktiwiteite in. Moenie soos dit maak dat dit iets anders buitengewoons is wat jy nou gaan doen nie. Doen ietsie ook wat jy geniet. Want as jy iets geniet, dan is jy ook baie meer gemotiveerd om dit te doen. So byvoorbeeld as jy dit baie geniet om met jou troeteldiere te speel of om net aktiwiteite saam met jou kinders te doen, gebruik dit, en in plaas van om videospeletjies of so te speel saam met die kinders, soos maak 'n punt daarvan, soos van ons gaan bietjie bal gooi of ons gaan ietsie lekker saam doen. En as jy kos maak, jy kan 'n paar eenvoudige oefeningkies doen, soos net om jou voete te beweeg, te strek tussenin, selfs by die kantoor net op te staan, te loop terwyl jy 'n oproep neem. So klein goedjies wat jy kan inbring in jou alledaagse aktiwiteite. En 'n mens moet in ag neem dat om huis skoon te maak of inkopies te doen in 'n winkelsentrum ook tel as beweging, né? Nee? Ja, 100%. Soos byvoorbeeld in plaas van nou, as jy nou by 'n plek is in die mall, in plaas van om die huispak te neem, vat dan die trappe liewer. Dan weet jy kry daar ekstra bietjie stap en beweging in. Bianca, jy het vroeër verwys na ouer mense wat veral spesifieke balansoefeninge en dies meer moet doen. Ek kan dink dat hoe ouer 'n mens word, hoe meer voordelig is beweging vir 'n mens, maar jy kan nie op 81 skielik besluit nou wil jy begin beweeg nie. Jy moes al beweeg het voor dan, nie waar nie? Dit is waar. Ons sal eintlik wil hê dat jy van 'n vroeë ouderdom so vroeg as moontlik begin beweeg. En daar's nie 'n spesifieke ouderdomsgroep wat kan voordeel trek uit beweging nie. As jy, of dit nou 'n kind is wat besig is om te groei en te ontwikkel, of 'n volwassene wat net 'n bietjie meer energiek wil wees, of soos 'n ouer persoon wat bietjie beter balans en so wil hê, dit is regtig beweging is vir enigiemand. En ja, dit is eintlik, mens wil hê moet al op 'n vroeë ouderdom begin beweeg en oefen, maar dis nooit te laat nie. So al is jy 81 en jy besluit, weet jy, ek gaan 'n punt daarvan maak, dit gaan nog steeds jou balans op daardie ouderdom en op hierdie stadium verbeter. Dit gaan jou gemoed opbring. Dis soveel voordele. So ja, ons wil hê jy moet so vroeg as moontlik begin, maar dis nooit te laat om te begin. En net om vir ons luisteraars ook duidelik te stel, as ons praat van beweging, dan bedoel ons enige doelbewuste fisiese aktiwiteit. Dis nie net beweeg my hand, beweeg my tone nie. Jy moet absoluut kyk of jy jou hartklop so bietjie kan lig en dies meer, nie waar nie. Ja, jy wil graag, soos dis goed nou om byvoorbeeld by 'n lesenaar te sit en 'n bietjie te beweeg, jou skouers te rol, jou voete te beweeg, maar jy wil eintlik opstaan. Jy wil nie net vir lang posisies in een sit nie. Jy wil groot bewegings hê. So dis nie net klein bewegings is goed, maar jy wil ook daar 'n punt van maak om groot duidelike bewegings in te bring. Stap, loop op en af, staan op gereeld van jou sitplek af. En ja. Bianca, en wat beplan julle van die Suid-Afrikaanse Fisioterapie Vereniging se kant vir 10 Mei, Wêreldbeweeg vir Gesondheidsdag?
So ons wil werklik net almal meer bewus maak van beweging en hoe belangrik dit is om aktief te bly. So reg oor die land gaan die vereniging aktiwiteite hou. Elke provinsie doen maar hulle eie aktiwiteite en jy kan op die Suid-Afrikaanse webwerf gaan kyk. So dit is op www.saphysio.co.za en dit is waar jy dan kan sien wat se spesifieke aktiwiteite gaan plaasvind. Bianca, baie dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie Sarina, ek waardeer dit. Dis dan Bianca Skuman, 'n provinsiale lid van die Suid-Afrikaanse Fisioterapie Vereniging wat by ons aangesluit het om te gesels oor Wêreldbeweeg vir Gesondheidsdag wat jaarliks op 10 Mei gevier word. So merk dit in jou kalender en maak seker dat jy spesifiek op daardie dag, maar ook elke dag 'n bietjie meer beweging deel maak van jou alledaagse lewe.